lees ons. Hy sê in Johannes 14 vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hoeveel van ons kan vanmôre hier sê, dat ek het in die naam van die Here Jesus gevra, en ek het ontvang dit waarvoor ek gevra het. Verseker, hoekom vra ons in die naam van die Here Jesus Christus? Eenvoudig vir die rede, op grond van dit wat hy vir my en jou gedoen het op die kruis. Ons erken dat hy is ons verlosser, hy is ons redder, hy is die seun van God. Mense, en die feit dat ek glo in Jesus, en die feit dat ek dit wat hy vir my gedoen het op die kruis aanvaar het, gee die Heilige Gees toestemming om in my lewe bonatuurlik en kragtig te werk tot eer van die Here. Hy sê in vers 15, as julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te wees, by julle te bly tot in ewigheid. Mense, ek wil vanmôre vir sê, daar's 'n woord wat ek al gebring het, en ek het dit baie lanklaas daaroor gedeel, maar ek wil vanmôre vir sê, wanneer jy die Gees van God ontvang het, hoor vanmôre, you've got it, you can't lose it. Die enigste manier wat dit nie meer deel van jou lewe kan wees, is wanneer jy jou rug op Jesus draai, en dit wat hy vir jou gedoen het, en jy verwerp hom. Dis die enigste. Maar dan is dit nie omdat dat hy van jou af weggaan, of jy dit verloor het nie, maar mense, dit is as gevolg van jou keuse, wat jy gemaak het. Daarom kan jy dit nie verloor nie. Vers 16, en ek sal die Vader bid, ek wil dit weer lees, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat het hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly, en in julle sal wees, ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Vers 21, wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Mense, hierdie vers is wat ek baie keer aanhaal, en ek wil vanmôre vir julle sê, daar's 'n rede daarmee. Dis so belangrik dat ek en jy sal weet, die sleutel vir my en jou vir die deurbraak en die seën wat God vir ons in store het. Ek dink wat 'n groter seën is daar as 'n Jesus Christus as redder, verlosser, wat hom aan my deur my gehoorsaamheid openbaar maak. Amen. Mense, dan kom in vers 23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en ons sal na hom toe kom en by hom kom woning maak. Mense, deur die Gees van die Here, as jy die woord van God vat, en omdat jy die Here liefhet, ag daarop slaan en dit toepas, dan sê hy, sal hy en die Vader by jou kom woning maak. Hulle is deur die Gees vanmôre in my, by my, met my. Hulle sit vanmôre. Die soewereine God is vanmôre deur Jesus Christus wat op die troon sit in my lewe betrokke as die koning van alle konings. Mense, hoor vanmôre, deur die Gees van God is die Here by ons elkeen. Hy sê in vers 24, hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie, en die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle bly. Maar die trooster, God Heilige Gees, mense, julle behoort nou al teen die tyd te weet, dis waaroor ek vanmôre gaan deel. Weer oor die Heilige Gees. Luister, hy sal julle alles leer. Alles. Mense, jy weet, partykeer sukkel ons so, maar ek en jy hoef nie. Ons kan net gaan sit en stil raak, en omdat ek in Jesus glo en die volmaakte werk, die Gees wat dan toestemming het om my lewe te werk, om selfs nooi om my te kom leer deur die woord, wanneer ek gaan sit en ek lees, vra dat hy dit vir my sal oopbreek, dat ek dit sal verstaan. Hy sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontstel word en bang wees nie. Mense, julle, vers 28, julle het gehoor dat ek aan julle gesê het, ek gaan weg en ek kom weer na julle toe.
as julle my lief gehad het, sou julle bly wees dat ek dit gesê het. Ek gaan na my Vader, omdat my Vader groter is as ek. Mense, in ons kernvers vanmôre is nie uit hierdie gedeelte uit nie, maar uit Esegiel 36, vers 26 en vers 27. En ek wil hê, as jy kan, blaai toe, lees saam met my. Esegiel 36, vers 26 en vers 27. Ek net so 'n bietjie kans, dit is skielik water nie. Ok, Esegiel 36 vers 26. Hy lees, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. Hy praat met die volk. Mense, en dank die Here, deur my geloof in Christus Jesus, die Seun van God, het ek nou deel geword van God se volk. Ek was ver, maar nou is ek naby. Amen. Ek was uitgesluit uit die volk van God, maar nou is ek deel van die God van volk. Die volk van God. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, en daarom is hierdie vers ook vir jou en my. En ek dank die Here dat hierdie het aan vervulling gekom in my en jou lewe. Hy sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee. Mense, waar is die gees? Binne in ons. Hy is by ons, hy is met ons, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. En wanneer ons dit doen, mense, as ons gehoorsaam agslaan op die woord van God, wil ek vanmôre vir u sê, dan sê hy, sal hy en die Vader by ons wees, by ons kom woning maak, deur sy gees wat in ons is. Mense, in die Afrikaanse 83 lees hy so, ek sal my gees in julle gee, en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef, en my bepalings gehoorsaam en nakom. Here, my gebed is vanmôre, dat u by ons elkeen sal stil staan, dat ons vanmôre u hart sal beleef, en Here, dat ons nie 'n mens se woorde sal hoor nie, maar God, dat ons sal hoor woorde asof uit u mond. En Here, ek bid dat u deur dit verheerlik word, in die naam van Jesus bid ek dit, en ek dank u daarvoor. En ek wil regtig bid, Here, daar waarvan ons dalk op 'n plek is, dat ons hart dalk in so 'n toestand is, dat ons nie meer hoor nie. Here, wil ek vanmôre vir u sê, Here, kom haal daardie hart van klip uit. En Here, gee ons 'n hart van vlees. Here, 'n hart wat ontvanklik is vir die gees van die Here, om bonatuurlik en kragtig in ons te werk, tot eer van u naam. Is my gebed, sodat u droom, u plan vir ons elkeen in vervulling kan kom, is my gebed in Jesus naam. Ek dank u daarvoor, en ek gee u al die lof en die eer. Amen. Goed, mense, nou gaan ek bedien. Ek is seker dat elkeen van ons wat vanmôre in hierdie plek is, het al gehoor van bent over trees. Weet jy wat is 'n bent over tree? OK? Het jy al sulke bome gesien? Bome wat omgebuig is. Mense, in Australië is daar streke langs die kus waar die bome so gebuig is. Toe ek nou daar in Australië was, en het ons een aand laat, het ons geloop op 'n plek waar ek glad nie was nie, in daai tyd wat ek daar was nie, en daar het ek bome gesien, hier langs die paadjie. Hulle paadjies is almal mooi uitgelê, met plaveisel, en dan is daar bome geplant, en daai bome, alhoewel die wortels, nie die wortels nie, die stam dik is die boom gebuig. Mense, van hulle is gebuig, dat sy top tot teen die grond is. Dit lyk asof hierdie boom vreeslik lui was. Jy weet, hy wil nie hierdie gewig dra nie, en toe het hy nou maar gesak. Nee, en dit is as gevolg van die sterk winde, wat van die see se kant af waai, na die binnelandse kant toe. En hierdie bome, vandat hulle jonk is, soos hulle groei, word hulle gebuig, om in daai vorm dan te wees op die einde van die dag. Hoekom weet ek nie? Hoekom moet dit so wees nie? Maar dit gebeur met die krag van die wind.
druk daai boom om. En omdat hy nou jonk is, gaan lê hy altyd so. Nou, sê my, wie het al sulke bome hier gesien? Port Elizabeth. Daar is ook, ja. En daar is plekke selfs hier op plase, waar jy 'n boom sien wat alleen staan. Dan sien jy hy lê so. Hier by ons, as jy na Alkant strand toe gaan, en jy kyk na daai lang bome, dan sien jy hulle staan so. Hulle staan nie meer regop nie. Die bome se punte is heeltemal so gebuig. Hulle het daarom nou nog nie tot teen die grond nie. Maar die rede daarvoor, want ek weet nou en dink, hoe is dit nou moontlik dat hulle nie tot teen die grond is? Eenvoudig vir die rede, hulle is nie groot nie. Hulle loop net so op. So daar's nie baie takke wat weerstand bied nie, om die boom te buig nie, maar hulle staan ook so. Watter kant toe staan hulle? Binneland toe. Die see, van die see se kant af kom die sterk winde. Nou ek wil vanmôre vir u sê, net so, kom die Heilige Gees en sy wind waai in ons, om ons te vorm en ons te buig. Daar waar my wil dalk in die pad staan, my wil te buig, dat ek in die wil van die Here sal kom. En dan sien mense hoe jou lewe verander van binne na buite. Mense, ek en jy moet vanmôre weet dat God, Heilige Gees, wil binne in jou gees wil hy werk. Hy wil jou verander. Hoekom sou hy jou wil verander? Sodat jy kan wees wie God jou bestem het om te wees. Want van ons, as gevolg van die manier hoe ons groot word, as ons kan dit gebruik as 'n verskoning, maar want jy weet, ek kom uit 'n huis uit waar drank wat ook al 'n groot probleem was, en hierdie goed wat het so 'n impak gehad dat mense as gevolg van die seer wat hulle kry, se lewens so verander dat hulle nie is soos wat God wil hê hulle moet wees nie, want hulle loop met seer rond, hulle loop met, jy weet, ek is nie goed genoeg nie. Hoeveel mense ken jy vanmôre wat geen selfbeeld het nie? Maar dank die Here, wanneer die Gees van die Here in jou begin werk, wanneer jy op 'n plek kom waar jy terugstaan en sê, Here, nie ek nie, maar U doen die werk. Jesus naam, dan kom die Gees en hy verander jou. En hy buig jou wil om in die wil van God te kom. En jou lewe verander radikaal. Dat mense na jou kyk en sê, hoe is dit moontlik? Mense, ek wil vanmôre vir u sê, mag die Here gee dat ek en jy op so 'n plek sal wees waar God se wil so in ons lewe in plek is dat mense Jesus op 'n bonatuurlike wyse in jou lewe sal sien, dat hulle Jesus se beeld meer en meer sigbaar in jou lewe sal sien. God se hart is, mense, dat ek en jy sy seun hier op aarde sal verteenwoordig. Inteendeel, ek wil so ver gaan dat ek en jy Jesus se voete sal vol staan. Ek het nou amper gesê skoene, maar hy het nie skoene gedra toe hy hier was nie. Nee oom. Nee, wel ek neem aan hy het plakkies, so 'n soort van plakkie gedra, nee. Maar dat ons dan nou sy plakkies sal vol staan. Ek wil die Here vertrou. Mense, dat ons op 'n plek sal kom. Ek dink aan Timoteus. Hierdie Timoteus, man, hy het altyd saam met Paulus gewerk. En daar in Efese het hulle kerk begin. En toe op 'n stadium toe moes Paulus aanbeweeg. En hy los toe vir Timoteus daar. Maar Timoteus het op 'n plek gewees waar hy gevoel het, maar hy's te jong. Want hier is dan nou manne wat al ver in die jare heen is, wat lank 'n pad stap met God. En hy's nie ervare genoeg nie. Ek wil vanmôre vir sê, en toe skryf hy daai brief Timoteus, daardie boek vir hom, en dit was in die vorm van 'n brief geskryf. En in hierdie brief het hy vir hom riglyne gegee wat hy moet toepas. Maar een van hulle wat hy gesê het, moenie dat mense op jou jonkheid neerkyk nie. Hoor jy? Maar nou, nederig bly. Dis belangrik. So, mense moenie dat mense op jou jonkheid neerkyk nie. En ja, ek gee vir hom maar riglyne, hoe moet hy mense wat valse profete is hanteer, en so gaan hy aan. Mense, ek wil vanmôre vir u sê, en dan sê hy vir hom wat hy moet doen. Wag, miskien moet ek dit vir u lees. Hy sê hierso,
laat niemand, in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir gelowiges. Mense, deur die Gees wat in my werk, bonatuurlik en kragtig, mense, kan ek 'n voorbeeld wees vir ander mense om my. Wanneer ek sê ek is 'n seun van God, mense, ek is 'n navolger van Christus Jesus, 'n verteenwoordiger van die koninkryk van God, dat mense sal sien dat my woorde en my dade stem met mekaar ooreen. Mense, dat ek 'n lewende voorbeeld sal wees. En dis wat hy sê. Wees jy die voorbeeld. Mense, hy sê, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees. Mense, hoekom in liefde? Ek moet nie net iemand wees wat sê jy moet jou naaste lief hê nie. Ek moet 'n persoon wees wat 'n voorbeeld is vir ander om my, deur die liefde wat ek vir die mense om my het. Die omgee. Nee, hy sê verder, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. Mense, ek moet na die beste van my vermoë so lewe dat ek rein voor God sal wees. Dat ek myself voor God sal plaas, soos Paulus sê. Mense, op die altaar, my lewe, my alles op die altaar sal. Hoe ek praat, hoe ek leef, hoe by my werk, en al die goed moet ek voor die Here plaas. En mag dit die Here 'n reek afgee wat die Here verheerlik tot in alle ewigheid. Dit is alles net moontlik deur God, Heilige Gees, wat in jou en my is. Mense, waar was dit? Dis so belangrik. Die Gees van die Here kan net op een manier in my jou lewe werk. En ek het dit eintlik aangeraak, maar ek wil dit weer sê. Elia, wil jy hê dat die Gees kragtig in jou werk? En ek sê nie hy doen nie, maar ek is seker, elke een van ons, al is jy hoe groot kind van God, en al het jy so ver in die lewe gevorder, geestelik, wil ek vanmôre vir sê, met ons hart nog steeds wees, ek sit met, kom o Gees van God, werk in my, lei my, leer my, rig my, want dit is wat die Gees doen, en hy kan dit alleenlik doen, wanneer ek en jy op 'n plek is waar hy deur ons geloof in Christus en die kruis, die volmaakte werk, het hy toestemming om in my en jou lewe te werk. Gaan dit altyd lekker wees? Nee, ek hoef dit nie te sê nie, sy het dit gesê. Dit is nie altyd lekker nie. Nou, mense, met dit in gedagte wil ek vanmôre kom en ek het so 2 weke terug het ek gesê dat daar's 3 funksies van die Heilige Gees. Geweldige belangrike funksies, maar ek wil nou vanmôre sê wat baie belangrik is. Dit is nie die enigste funksies nie. Daar's baie ander funksies, maar hierdie 3 is vir my van kardinale belang. En die eerste een wat ek aangeraak het, die Gees van God wat dan nou in my is, wat nou toestemming het, deur my geloof in Jesus en die kruis, doen in my 'n werk. Hy produseer hier binne in my innerlike verandering. Mense, daar's goed in my lewe wat ek nog aan vashou, wat nie van die Here is nie, wat nie in die wil van die Here is nie. En ja, daar's goed wat ek wil klaarmaak mee, en ek sukkel. En ek het toegesê dat daai man wat vir my sê, maar Chris, jy verstaan nie, ek wil die drank los, maar die drank wil my nie los nie. As ek by die borrelspoor verbyry, dan steek hy sy lang arm so uit, en hy point my, en hy roep my, en dan stop ek, en kry ek maar nog een. En dan begin dit weer die hele siklus oor. Mense, hoor, as jy vanmôre 'n besluit neem dat jy wil klaar maak met dit, dan eer die Here jou en die krag van jou geloof in Jesus en in die volmaakte werk word geaktiveer en die Gees van die Here maak jou vry. Wie het iets in jou lewe wat jy wil klaar maak mee?
Amen. As jy vanmôre sê, Here, ek wil klaar maak met dit in Jesus naam, wil ek jou vra, staan gou op. Jy hoef nie te sê met wat dit is. Staan vir my op. Miskien is dit, luister, dit val net in my gees. Miskien is jy op 'n plek waar jy moeilik laat gaan. En jy hou vas. Jy weet, jy wil in beheer wees. Ek wil vanmôre vir jy sê, ongelukkig as seun en dogter van God, is die beste plek om te wees vir jou om nie in beheer te wees nie. God moet in beheer wees. Amen. So ons kies vanmôre om te laat gaan. Here, U vat beheer. En Here, U laat U volmaakte wil geskied. En elke een wat vanmôre hier staan en sê, Here, ek kies om U te volg. Ek kies dat U Gees my sal help en my vry sal maak. Here, dat ek klaar maak met hierdie ding. En Here, dat ek in oorwinning sal uitstap in elke area. In Jesus naam. Dankie Here vir U Gees wat innerlik hier binne in my, diep in my hart, Here, vanmôre kom en heiligmaking produseer. Jesus naam. Here, ons dank U daarvoor en ons gee U al die lof. Innerlike verandering wat na buite toe manifesteer en mense sien Jesus weer in ons. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Prys die Here. En ek het net een teksgedeelte gebring van 2 weke terug wat ek net wil deel. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 en hy lees so in die ou vertaling. Hy sê die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is daar wat? Vryheid. So as iemand op 'n plek sit wat sê, maar ek wil die ding los, maar die ding wil my nie los nie, is jy vry? Nee, waar die Gees is daar vryheid. Dankie Here dat ek vanmôre vry kan wees deur die krag, God se krag wat in my is, wat bonatuurlik werk en in my innerlike verandering teweegbring. O, sulke Here, U word verheerlik. Hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die geheerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. Mense, hy lees so in die Afrikaanse Nuwe Vertaling. Die Here hier beteken hier die Gees. Hy sê, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig afgelig. Mense, die sluier wat daar was, is uit die pad uitgeneem. Ek aanskou nou die heerlikheid van God, en die heerlikheid van God verander my van heerlikheid tot heerlikheid, van krag tot krag, nooit weer dieselfde nie. Amen. Hey, man. Johan, ons is daarom maar bevoorreg. Dankie Here. Hy sê, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Mense, ek en jy moet eintlik, wanneer mense na ons toe kom en sê, want dit gebeur, hulle sê, wys vir ons die Here. Hierdie Here wat julle verkondig, wys hom vir ons. Dan moet ek en jy eintlik op 'n plek wees in verhouding met die Here, waar sy heerlikheid wat ek aanskou, my van heerlikheid tot heerlikheid verander, sodat die beeld van Jesus so na vore kom, dat ek dit in my hart glo, met my hele wese, en kan sê, as jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Net soos wat die disippels gesê het. As jy my gesien het, het jy Jesus gesien. Ek sê nie ek is Jesus nie. Hoor, moenie my verkeerd verstaan, maar die beeld, die karakter, die eienskappe van Jesus, 'n liefdevol, iemand wat met liefde na ander uittrek, wat kompassie het met ander mense, wat omgee, wat daar is vir ander mense, dat hulle dit beleef en dit ervaar. Nou kom ons by die tweede een,
En die derde een gaan ek vir u, as daar tyd is, ook voorhou, maar ek dink nie daar gaan wees nie. Nou die Heilige Gees, het ons nou eerstens gehoor, produseer innerlike verandering. As ek en jy hom toelaat. Nee? Tweedens, die Heilige Gees produseer dan ook 'n sywaartse, uitwaartse vloei uit my binneste uit. Ek kan nie met dit wat God vir my gedoen het hier binne rondloop nie, in die krag van God wat hier binne in my is nie. Ek moet 'n fontein wees. Hy sê mos daar by die put vir die Samaritaanse vrou. Hy sê, as jy geweet het wie ek is, dan sou jy my gevra het om vir jou die water te gee wat ek kan gee. En wanneer ek dit vir jou gee en jy drink dit, dan sal dit word in jou binneste 'n fontein van lewende waters wat opborrel en leefbreek. Mense, maar dan sê sy vir die Here, met wat se skepting? Jy dan nie eens 'n skepting nie. Dit is wat ons mense dink en sê. Mense, hoe is dit moontlik? Ek wil vanmôre vir sê, kom ons hou vra en sê, Here, nie wat ek wil nie, maar U wil. U doen die werk, net soos U wil. Al verstaan ek dit dalk nie nou nie, maar later, wanneer U kom om my te kom haal, want hy sê, ons weet net nou ten dele, maar eendag sal jy dit ten volle weet. Mense, God se hart is vanmôre dat die Gees van God, die krag van God wat in my is, 'n fontein sal wees, mense, want toe hy van daai water gepraat het hy van die Gees van God gepraat, wat hy sou stuur, wat hy ontvang het ons gehoor, van die Vader, toe hy in die hemel kom, toe ontvang hy die Gees, en hy die Gees gevat, en hy het uitgegiet oor alle vlees, en hulle wat oop is, en ontvanklik is vir dit, het dit ontvang. Amen. En nou wil die Gees van die Here hier binne in jou, omdat jy daai water gedrink het, 'n fontein van lewende waters word wat opborrel en leefbreek. Ek wil vanmôre vir u sê, in my gees ervaar ek dat daar soveel fonteine waar die oog verstop het. U weet wanneer 'n mens bietjie koud word, wanneer jy nie meer so aktief besig is met die dinge van die Here nie en jy begin ander dinge doen. Mense, en dan kom allerlei goed en hulle kom verstop daardie oog. En daar's nie meer 'n konstante vloei nie. Ek wil vanmôre die Here vertrou dat elke oog wat toe is, vanmôre deur die dunamiskrag van God oopgeskiet sal word en dat daai lewende waterstroom daar uit jou binneste sal opborrel, daai fontein sal opborrel, en dat daai fontein lewende waters na buite toe sal wees, en die woord in Johannes 7 in vervulling kom, in elkeen van ons lewens. Mense, luister, en strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Hoekom? Want omdat jy in die Here glo, soos die woord sê. Amen. Mense, die Gees van die Here produseer 'n sywaartse uitvloei van lewende waters wat uit jou uitvloei. En dit raak mense aan. En wanneer ek en jy op 'n plek loop waar ons op 'n plek beweeg waar ons die Here vertrou dat sy plan, sy droom vir my en jou in vervulling kom, wil ek vanmôre vir u sê, dan staan ons verbaas hoe die Here bonatuurlik deur sy krag beweeg. Ek dink net terug in 'n selgroep wat ek gehad het. Ons was so 36 mense en ons is die aand in 'n onderwyser se woonstel. En ek het gestaan, ons was besig met lofprys en aanbidding, en die Here kom net op my hart. Hy gee my visioen. En die visioen wat ek sien is 'n man wat staan by 'n boor en hy boor vir water, en die Here sê, dis die Gees van die Here wat boor vir lewende waters in elkeen. En toe ek dit deel, toe lê die Here op my hart, bid nou vir almal. En toe vra ek Franie om hierdie vrou te bedien wat voor my staan. En Franie kom beweeg tussen my en ek gaan staan agter Franie en ek hou my hand so. Nie teen haar nie, net so eentjie weg.
altyd die beste, om nie jou hand op iemand te lê. God kan bonatuurlik deur jou net so vloei. En die Here raak daai vrou aan en sy val op die grond. En toe ek op 'n stadium met Megan by my, so oor die mense kyk, toe lê al die mense op die grond. Ek deel met hulle, ek sê, ek sien hoe ons loop in hierdie woonstel en ander woonstelle, en ons loop slop in die water, lewende waters. Mense, God wil sy lewende waters, wat in jou is, laat uitvloei vir die wêreld, om aangeraak te word. Die mense wat daar om jou is. Dit is God se hart vanmôre. Is ek en jy vanmôre op 'n plek waar ons sê, Here, hier is ek, gebruik my. En sê Johannes 4 vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, ek lees dit vir jy, vers 13, Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Dis nou die water in die put. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewigheid. Mense, deur die Gees van die Here het ek en jy die ewige lewe. Amen. Amen. Hier binne ons wat dit kom vasmaak, ons verseël, wat ons beskerm, wat ons beskud. Mense, deur Jesus Christus se volmaakte werk, ons geloof daarin, het ek die ewige lewe. Ek getuig in my hart en hy maak dit vas. Ek weet ek is 'n seun. Johannes 7 vers 37 tot 39. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende waters sal uit sy binneste vloei. Mense, hierdie lê net nou op my hart. Timoteus het gevoel hy kan nie. Jy weet, ek is te jonk. En iets wat die Here net op my hart gelê het. Partykeer is dit so, dat jy kry mense wat al ver in die jare met die Here pad stap, ouer mense ook, wat soms op 'n plek beweeg, jy weet, ek weet beter. Ek het al die antwoorde. En iemand anderste wat die Here wil kragtig gebruik, voel hulle trek terug in hulle dop. Ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie die ervaring om met iemand te praat nie. Ek wil vanmôre vir julle sê, ek en jy moet eintlik, as ons so voel, verby dit beweeg en op die plek kom waar ons sê, Here, is in 'n geval nie ek wat met hom praat nie. Dis U. En ons moet die Here vertrou, ons wat dalk nou al bietjie ver in die jare is, dat ons nooit 'n ander ou sal onderdruk omdat hy nog jonk is nie. Maar dat ons sal toelaat dat die Here hulle gebruik tot eer van die Here en uitbreiding van die koninkryk. Maar behalwe dit, ek verstaan hoekom hy op 'n plek was waar hy gevoel het hy kan. Hy's onervare. Ek meen hy saam met Paulus. En Paulus, ek meen, ons weet hy was 'n godsman. Hy omtrent die meeste van die woord geskryf, in die Nuwe Testament geskryf. As hy my geestelike pa was, soos wat hy was vir hom, en my nou vra om dit nou verder te vat hier in Efese waar ons nou 'n kerk begin het, dan sou ek ook gevoel het, joh, ek is nie opgewasse nie, ek kan nie sy skoene vol staan. Ek wil vanmôre vir julle sê, baie mense voel so, maar mag die Here gee. Ek meen, Jesus het saam met sy disippels gestaan. En wat het hy gedoen toe hy vir hulle sê, ek gaan nou weg, ek gaan na die Vader toe, want ek gaan vir julle 'n plek voorberei. Maar julle moet gaan en julle moet vissers van mense maak. Julle moet nou dit wat ek begin het, moet julle gaan verder doen. Here, hoe gaan ek eers skoene vol staan? Want dis wat ek en jy vandag doen. Ons is sy voete, ons is sy hande, ons is vanmôre die spreekbuis, mense wat namens hom hier op aarde die koninkryk van God verteenwoordig. Maar ek wil vanmôre vir sê, ek en jy hoef nie terug te staan nie, vir geen oomblik nie, want deur die Gees van die Here wat in my is, kragtig werk, wat 'n sywaartse kragtige vloei uit my uit laat vloei. Mense, kan ek dit doen
wat Jesus gedoen het. Jesus sê, selfs dieselfde werke en groter werke wat ek gedoen het, sal julle doen. In Markus 11 sê hy vir die disippels, toe hulle sê, maar kyk, die boom het gevrug tot in die wortels, sê hy vir hulle, glo in God. En as jy dan vir die berg sê, if jy op en werk in die see, en as geen twyfel in jou hart nie, dan sal dit wees. Hy sê ook in 'n ander boek, sê hy sê, dit wat ek met hierdie boom gedoen het, sal julle ook doen, en selfs groter dinge. So hy het doodgespreek oor daai boom. Ek en jy is by magte om ook dood te spreek, maar mag die Here gee, dat ons nie dood sal spreek nie, want ons spreek lewe, want lewende waters vloei uit ons binneste. Ek gaan klaarmaak. Ek wil vir ons lees, hier in Openbaring 22. Hy sê, en hy het my getoon, 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon van God en van die Lam. Ek wil hierdie net ook sê, want met hierdie woord in gedagte is hierdie belangrik. Mense, die soewereine heerskappy van God, deur Jesus Christus, wat op die troon sit in my lewe en regeer as die koning van my lewe. Dit is die koninkryk van God. Mense, hulle sê, waar is die koninkryk? Wys vir ons die koninkryk. En die Here sê, die koninkryk is onder julle. Inteendeel, hy sê op 'n ander plek, julle soek hom hier, julle soek hom daar, maar hy's in julle. Mense, Jesus Christus is die koninkryk. Hy sit op die troon, hy regeer en hy is in beheer. En mense, deur die troon, aan die voet van die troon, ek lees nou vir julle, en hy het my getoon 'n suiwer rivier van water van die lewe, helder soos kristal, wat uitstroom uit die troon. Hy sit op die troon in my lewe en hy regeer as die koning van alle konings. En uit die troon, so onderkant, vloei daar 'n stroom van lewende waters. Nee, hy sê, en omdat julle in my glo, soos die woord sê, sal strome van lewende waters uit julle binneste vloei, vanuit die troon waarop Jesus sit en regeer in my lewe as die koning van alle konings. Jesegiel 47 vers 1, hy sê, daarna het hy my teruggebring. Inteendeel, hy vat hom in hulle stap, so ver as wat hulle gaan, sien hy hierdie stroom, en hy gaan in die dooie see in, en die dooie see word lewendig waar die lewende waters invloei. En dan sê hy vat hom terug, en hy sê hierso, en kyk, daar het water uitgestroom onder die drempel van die huis uit, na die ooste toe, want die voorkant van die huis was na die ooste toe, en die waters het weggevloei onder die regtersymuur van die huis uit, suid van die altaar. Mense, die gees van die Here, Jesus sit op die troon, hy regeer, en deur die gees wat lewende waters, 'n sywaartse vloei laat plaasvind, vanuit my binneste, mense se lewens aangeraak word. Vloei die lewende waterstroom vanuit die troon waarop Jesus sit in my lewe en regeer, vloei hierdie lewende waters. En ek wil vanmôre vir u sê, verander mense se lewens. Toe hy hom vat en hy kyk so terug met daai waterstroom na in Jesegiel, toe sien hy aan die linkerkant en aan die regterkant bome met vrugtebome. En die woord sê in Openbaring, wat 12 keer 'n jaar op die regte tyd vrugte gedra. Mense, party van ons dink, ja, Here, het ek al ooit 'n impak gemaak? Ek weet, ek het al met baie mense gepraat, maar ek sien nie die vrug nie. Ek wil vandag vir u sê, mag die Here jou vat na 'n punt toe, waar jy kyk na hierdie waterstroom, en jy in jou geestesoog sal sien, hierdie mense wat geword het soos bome, wat vrugte dra, 12 keer 'n jaar. Mag die Here gee, dat ek en jy absoluut sal toegee aan die Heilige Gees, dat hy in die sal wees, en dat hy ons lei en ons lewens sal nooit ooit weer dieselfde wees nie. En dit sal
'n vloei na buite veroorsaak wat mense om ons aanraak. Mense die derde een. Hy produseer 'n opwaartse lofprysing en aanbidding tot God. Soms weet ek en jy nie hoe om te bid nie. Maar dankie Here vir u Gees wat in my gees saam met my bid, met onuitspreeklike sigtinge. Want die woord sê, ons weet nie altyd nie, maar die Gees van die Here weet wat God se wil is. Hy weet. En wanneer hy bid, bid hy in die wil van die Vader. En dan kom dit in vervulling. Dankie Here. Kom ons bid. Vader, ek dank u vir u heilige teenwoordigheid. Here, dankie dat u nou by elkeen stil staan. Ja, Here, ons wil kom bid. Vermoere elke oog, want fonteine wat verstop is. Here, dankie dat u dit oopmaak in die naam van Jesus. En Here, dat daar 'n konstante vloei sal plaasvind, wat geproduseer word deur God, Heilige Gees, wat uit ons binneste vloei, 'n sywaartse vloei, wat mense om ons aanraak, mense lewens radikaal impakteer en verander in Jesus naam. Dankie vir manne en vroue wat u kragtig gebruik op hierdie wyse. En Here, ek bid u word deur dit verheerlik in Jesus naam. Dankie vir die woord. Dankie dat u Gees die naspreker van die woord is, en Here, dat ons die woord sal vat en dit lewe. Dit is my gebed in Jesus naam.